Hartlike goeiemôre, vandag is maandag, is die 20ste Oktober die jaar 2025. Absoluut 'n nuwe dag geskenk deur Abba Vader spesiaal vir jou en vir my. Halleluja. Vandag lees ons 'n bietjie uit God se woord uit en ek gaan praat oor God deursoek ons harte en hierdie skrifgedeelte sê dit so mooi. Hy sê in Jeremia 17 verse 10. Hy sê en ek die Here deursoek die hart, toets die niere om elkeen te gee na sy weë volgens die vrug van sy handelinge. Ek wil vir jou sê, dit maak nie saak wie jy is nie, wat jy is nie, wat se posisie jy beklee, wat se status jy het jy baie geld of het jy bietjie minder geld, die Here kyk nie daarna nie. Hy kyk na jou teenoor jou gehoorsaamheid, jou geregtigheid. Leef jy vir God of leef jy nie vir die Here nie? Die Here kan sien as jy 'n skyn voor hom lewe, jy weet. So jy kan miskien voor mense so hy en mighty wees so goed is, maar voor God kan ek en jy nie voorgee nie. Die Here deursoek ons harte. En nou tweede gedeelte wat saam met dit loop is daar in Handelinge 10, hier vers 34 af. En Petrus het sy mond geopen en gesê, ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie. So hier is dit aan 'n mens geopenbaar om te sien dat God is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. So jou geld, jou status, wie jy ook al is, wie jy dink jy is, vir die Here tel dit nie. Hy sê hierso, maar dat in elke nasie die een wat hom vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is. Vrees jy God? Maar jy vrees nie God omdat jy bang is jy gaan hel toe nie. Nee, jy vrees God omdat hy die almagtige is. Hy is die skepper, hy is die hemel en die aarde vir jou en goeders. Dit is wanneer jy hom vrees. En hy sê verder, en geregtigheid doen. Leef jy regverdig voor die Here? Leef jy jou gedagtes, jou handel en wandel geregverdig voor God? Want die Here gaan my en vir jou deursoek. En as daar valsheid in ons is, gaan dit geopenbaar word. Want die woord sê ook vir ons dat alles wat in die duisternis gebeur, sal in die lig geopenbaar word. Amen. So pas op dat ek en jy nie 'n skyn heiligheid leef nie. Maar kom ons is opreg voor die Here, want die Here ken ons. Die woord sê ook vir ons, daar sal nie 'n haar van ons hoof afval sonder dat die Here daarvan geweet nie. So wat kan ons dan wil wegsteek van God af? Ons kan niks vir hom wegsteek nie. Hy weet, hy ken ons opstaan, hy ken ons gaan lê, hy ken ons ingang, hy ken ons uitgang. Wat kan ons van hom maar wegsteek? Niks nie. So kom ek en jy leef vir Jesus Christus. Want die woord sê weer een duidelik, en want Petrus het sy mond geopen en hy het gesê, ek sien waarlik dat God geen aannemer van 'n persoon is nie. Die Here gaan vir my en vir jou deursoek. En as ons gevind word, dat ons nie regverdig is nie, dan gaan ons die prys betaal. So kom ons leef voluit vir Jesus Christus. Dit wat jy vandag is, wat jy sien, is wat jy elke dag moet sien. Ons moet nie 'n masker dra om, ek moet by die kerk so wees en by die huis is ek so en by die werk is ek so nie. Nee, want môre oormôre gaan jy nie weet wat se masker moet jy waar aansit nie. Wees wat jy is voor Jesus Christus. En as jy iets doen wat nie vir die Here aanneemlik is nie, Here, kom was my skoon. Here, kom verwyder, kom maak my rein, sodat ek vir u aanneemlik sal wees. Amen. So kom ons bid en vra vir die Here vir leiding. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir u woord. Ja, Here, laat ons altyd reg en geregverdig voor u sal wandel. Ja, Here, ons maak foute, maar Here, dankie, want u woord sê, wanneer ons sonde bely, u is regverdig en u sal ons vergewe. Here, kom vergewe ons, kom maak ons opreg, sodat ons in u wees sal wandel. Here, sodat ons getoets sal word, want u woord sê, u toets die hart en u toets die niere, sodat ons geregverdig sal wees. Ons loof en ons prys en ons eer u in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit op hierdie maandag, gaan verkondig God se liefde, gaan verkondig sy evangelie. Julle moet 'n lekker dag hê. God bless.